Vandag se video gaan so bietjie weer oor 'n patroontjie. Dis 'n patroontjie waarop ek afgekom het ergens in my reis in die A mineur pentatoniese toonleer. Die patroontjie kan jy enige plek oor die nek speel. Dis net die onderste 3 snare wat gebruik gaan word. Die patroontjie lyk so. Dis die patroontjie. Jy hoef nie te weet wat se note jy speel nie, dit is net 'n patroontjie wat jy gaan gebruik om het sy oor 'n akkoord te speel of saam met 'n akkoord of eers die akkoord en dan die patroontjie. Op die einde van die dag sal jy jou eie patrone moet kry en kies en maak. Hierdie is net 'n voorbeeld. Dis 'n voorbeeld hoe ek speel, wat nie noodwendig vir jou gaan werk nie. Die video is ook 'n bietjie moeiliker as die ander video's. Ons kan nie net maklike video's maak nie, dit moet bietjie begin stadig moeiliker word. As ons na die E-akkoord toe gaan, kan jy daai patroontjie gaan speel by die 3de fret. Jy sal hoor dat die note pas by die akkoord. Nou daai patroontjie moet jy in enige volgorde speel. Nie noodwendig so nie. Jy kan hom so ook speel. Jy kan ook net 'n deel van hom speel as jy wil. Jy hoef nie die hele patroontjie te speel nie. So daai los note of 'n patroontjie gaan saam met 'n E-akkoord. So ons kyk na die A. Op dieselfde plek speel ek. Ek gaan terug na die A toe. Jy mag ook dubbelnote speel. Dit beteken 2 snare gelyk. Ons kyk na 'n D-akkoord. Op dieselfde plek gaan die patroontjie hardloop by die 3de fret. Gaan na F toe. Maar die patroontjie word gemaak by die 1ste fret. Daar waar jou eerste vinger lê, waar jy begin om 'n F te vorm. Speel weer die F. Nou jy sal dadelik vra, nou waar gebruik mens nou so 'n patroontjie? Dit is as jy wil. Nie noodwendig in liedjies nie, maar in instrumentale musiek, waar jy net die gitaar hoor, of net ander instrumente, dan gaan daai patroontjie nogal mooi klink, wanneer jy hom gebruik. As ons na 'n C kyk, lê ook by die 1ste fret. As ons na G toe gaan, gaan die patroontjie op die 3de fret hardloop. Jy kan met daai patroontjie maak net wat jy wil. In enige volgorde speel, nie eers al die note speel nie. Dis jou keuse. Dit moet vir jou lekker wees.
Ons gaan na 'n B toe. 'n B is bietjie moeiliker om te speel. Hy lyk net die A. Hy lê op die 4de. En jou patroontjie gaan op die 5de hardloop. Dit is ietsie snaaks wat mens kan doen saam met jou akkoorde. Ek gaan net 'n kort stukkie speel. Sê ek gebruik 'n E en 'n A. Gaan kyk mooi na die video. Is daar foto's op van hoe ek nou net gespeel het. So jy's nie heeltemal verlore nie.